Goeiemôre. Die opskrif van vandag se preek is 'n reis met God. Baie welkom vanoggend. Ek weet dat ons vandag 'n wonderlike tyd in die teenwoordigheid van ons Vader sal hê. Dit is my gebed dat elkeen wat ingeskakel is, opgebou, bemoedig en versterk deur die Heilige Gees hiervandaan sal vertrek. Die Bybel is sonder twyfel die mees fascinerende boek ooit geskryf. Dit is steeds vars, dit is redelik beskikbaar en dit verkoop soos geen ander boek op aarde nie. Indien jy geen antwoorde op vrae in jou lewe het nie, sal jy dit in die Bybel kry. Die Bybel is in staat om na al die jare steeds te bemoedig en jou gees te versterk. Vandag gaan ons kyk na 'n persoon uit die Bybel wat kragtig deur God gebruik is. Ek wil hê dat ons saam met bid. Kom ons sluit die oë. Hemel Vader, ek wil vir U vra dat U in hierdie oggend, Here, wanneer ek praat, Here, elke woord wat sal uitgaan, deur U Gees sal versterk, Here, dat U dit sal lewendig maak. Here, U weet al die mense wat ingeskakel is, Here, U weet elkeen se behoefte, en ek weet, Here, dat 'n woord van U in die tyd enigiemand se lewe onherroepelik kan verander. Dit is my gebed, Here, dat dit sal gebeur in hierdie oggend, dat wanneer U woord uitgaan, dit iemand se lewe sal kan verander. Amen. Bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus. As ek met julle praat, het ek 'n woord van God nodig. Ek kan nie sommer net enige ding kwytraak nie. Met ander woorde, die Here moet iets in my hart opwek wat van hom is en wat 'n verskil gaan maak. Ek wil tog vir julle noem 'n voorbeeld wat ek dink heelwat vir elkeen van ons sal beteken. My vrou het op 'n plaas in die Koo, dit is 'n klein vallei buite Montetjie groot geword. Dit is so 64 km hier van Robertson af. 'n Kleiner deel van hierdie plaas is so wat 4 km verder as die res en die naam is Bokhorang. Gestel ek moet vir enige van julle verduidelik hoe om daarby uit te kom, en jy ken die omgewing nie so goed nie, kan ek die volgende doen. Gestel jy het 'n belangrike afspraak wat jy daar moet nakom, en ek kan dan vir jou as volg verduidelik. Jy moet vertrek in die rigting van Ashton, dis 'n klein dorpie buite Robertson. Ry dan deur Ashton en moenie afdraai Swellendam toe nie. Hou aan deur die Kogmanskloof-pas totdat jy in Montetjie kom. Wees versigtig om nie 'n afdraai na Montetjie Suid te neem nie. Ry met Langstraat tot by die laaste afdraai en draai dan na links. Jy moet al die rigtingwysers volg wat na die Keisie verwys. Jy sal weet as jy op die regte pad is indien jy deur Montetjie is en jy sien 'n rigtingwyser Baden. So kan jy aanhou verduidelik van gevaarlike bergpasse wat oorgereis moet word, plaaspaaie sonder name wat gevolg moet word, totdat jy uiteindelik by Bokhorang uitkom, of dalk kom jy nie daaruit nie. Daar's egter 'n tweede metode wat kan gebruik word om vir jou te help om jou bestemming te bereik. Ek sal gewoon sê, meneer, ek weet jy het 'n belangrike afspraak op Bokhorang. Kom, ek klim by jou in die voertuig en ek sal presies verduidelik waar jy moet links of regs draai. Hierdie tweede metode is hoe God ons op ons lewensreis lei. Hy staan nie op die vertrekpunt met 'n lang lys instruksies en wens jou dan voorspoed toe en hoop vir die beste nie. Hy kies om saam te reis en leiding te gee. Hierdie is vir ons baie belangrik dat ons hierdie beginsel verstaan. Hierdie manier van leiding gee en dit erken kom net vanuit 'n verhouding met die Here. Die persoon na wie ons vandag
gaan kyk, wie se lewe ons vandag gaan kyk, is Abraham. Kom ons kyk 'n bietjie na Abraham. Ek hou altyd baie van hierdie verwysing. Hy woon in Ur van die Galdeërs. Dit is 'n eksotiese plek wat vandag nie meer aan ons bekend is nie. Bes moontlik is hierdie plek geleë in die suide van die moderne Irak. Hy is getroud met Sarai. Hulle het nie kinders nie. Miskien sou hierdie kinderloosheid dit makliker maak vir hulle om later te trek. Hierdie man, wat die vader van die gelowiges genoem word, sou 'n reis van 1500 myl onderneem, slegs aangedryf deur geloof in God, dat God sou voorsien en dat God hom nie sou verlaat nie. Hierdie God het toe reeds gekies om saam met hom te vertrek en nie vir hom 'n lang reis rigtingwysers te gee nie en dan te hoop vir die beste nie. Op 'n stadium van my lewe het die blote gedagte van trek op die opdrag van God se woord my baie bang gemaak. Ek kon nie indink dat enige iemand dit in ons moderne tyd selfs sou kon oorweeg nie. Ons sê mos maklik, daardie dinge het in 'n vroeër tyd gebeur en dan argumenteer of ons bedink dit nie verder nie. Soos ek egter in my eie wandel met God gevorder het dit vir my makliker geword om te verstaan dat God met jou sal wees indien jy op sy woord handel. Hierdie is baie belangrik. Toe God vir Abraham gesê dat hy moet trek en vir hom 'n belofte gegee het, indien sy buurman sou wakker wees en ook die stem van die Here hoor, en hy besluit hy trek vinniger en voor Abraham uit, sou hy nie die seën ontvang het nie. Ons moet handel op die spesifieke woord wat God vir jou gee. Ek verstaan ook dat elke reis wat ek met God se leiding gedoen het, my verander het. Deur te trek of te reis, verander jy. Kom ons lees uit God se woord. Genesis 11:31. En Tera het sy seun Abraham geneem, en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abraham, en die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek, om na die land Kanaan te gaan. En hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. Genesis 12:1. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud toe hy vertrek het uit Haran. En dit is ook baie belangrik dat ons vanoggend met mekaar net die volgende vasmaak, is dat jy kan die stem van die Here met so 'n opdrag hoor terwyl jy jonk of terwyl jy ouer is. Dit is net baie belangrik om die stem van die Here te kan herken en dan daarvolgens te handel. Ek self het al baie gewonder hoe op aarde het Abraham dit gedoen. Dit moes definitief nie 'n ligtelike besluit gewees het nie. Wat het hy agtergelaat? Waarvandaan het hy gekom? Watter werk het hy gehad? Watter verhoudings moes hy agterlaat? Hy het dit wat bekend en vir hom heel moontlik veiligheid gewaarborg het, agtergelaat. Sy land, sy familie, sy vriendekring, sy vader se huis. Wat het vir hom gewag en waarheen was hy op pad? Die onbekende het vir hom gewag. Dit wil sê 'n avontuur, 'n belofte en 'n antwoord op 'n belofte het gewag. God se belofte van 'n groot nasie het gewag. God se seën het gewag. God se belofte dat hy sy naam sou groot maak het gewag. God sou deur Abraham se lewe werk.
Kom ons kyk na 'n paar hoogtepunte uit Abraham se lewe en sy reis met God. Waaruit ons kan leer en wat ons kan bemoedig. Ek wil vandag veral met jou praat, indien jy 'n woord van God het en jy voel verward en jy voel daar is nie momentum op die woord van God nie. Weet dat die Here in staat is om dit wat vir ons onmoontlik lyk te volbring. Die eerste punt, Abraham het God geglo. Genesis 12 vers 4. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. Vers 7. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê: aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. Dit is belangrik om God se beloftes wat aan jou te bly glo. God weet hoe om sy beloftes aan jou te laat vervul, al kan jy dit nie sien gebeur nie. Dit is vir jou goed om merkers op te rig ten opsigte van elke ontmoeting en elke woord wat die belofte bevestig. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hierdie is baie belangrik. Met ander woorde, die beloftes van die Here in jou lewe het 'n groot mate van bonatuurlike aspekte betrokke. By sekere tye is dit net menslik dat jy nie kan sien hoe daar 'n uitkoms is tensy die Here vir jou deurkom nie. Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as 'n vreemdeling gegaan en in die land van die belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Moenie vrees wanneer God se plan 'n rigting neem wat jy nie verstaan nie. Genesis 12 vers 10. En daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte afgetrek het om daar as 'n vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. Partymaal sal ons dink dat die pad wat die Here met ons stap eenvoudig en reguit is, soos 'n reguit lyn tussen punt A en B, maar weet dit is nie die geval nie. Bly klou aan die belofte, bly vasklou aan die belofte van die Here. Al gebeur daar iets wat vir die oomblik jou ritme breek of wat jy nie verstaan nie. Punt 3. Soek gereeld God se aangesig. Genesis 13 vers 14 en die Here sê vir Abraham nadat Lot van hom geskei het: slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan na die noorde en suide, na die ooste en weste. Van die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel word. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê: vrees nie, Abraham, ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot. Toe vra Abraham: Here, wat sal U my gee aangesien ek sonder kinders heen gaan en die erfgenaam van my huis Eliezer is? Verder het Abraham gesê: aan my het U geen nageslag gegee nie, so sal dan my bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê: hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voorkom, hy sal jou erfgenaam wees. Ek wil jou vanoggend bemoedig, as jy in 'n situasie is wat jy dink dit is onmoontlik, weet en proklameer. Lukas 1 vers 37 sê, want by God sal geen ding onmoontlik wees nie. Genesis 15:5, daarop lei hy hom uit na buite met die woorde: kyk nou op na die hemel en tel die sterre, as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom: so sal jou nageslag wees. En hy het die Here geglo,
en hy het dit tot hom as geregtigheid gereken. Vandag nog is dieselfde beginsel waar, dat ek wil vir jou aanmoedig en ek wil vir jou vra, proklameer die woord van God oor jou lewe, die woord wat jy weet eg is en wat in jou gees nog steeds waar is, al moet jy dit afstof. Proklameer dit, spreek dit uit, want geloof kom deur die gehoor. Die vierde punt wat ons vandag gaan kyk, op jou reis sal jy manne en vroue van God ontmoet. Amen. Genesis 14 vers 17. Hierdie is 'n baie belangrike ding, want baie keer voel jy moeg en afgemat. Kom ons kyk wat sê Genesis 14:17. Na sy terugkoms van die oorwinning op Kedor Laomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek hom tegemoet na die laagte Saba, dit is die koningslaagte, en Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur die God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. Ek hou daarvan om te sê dat God and God's people are everywhere. As jy in 'n situasie is wat jy geen uitkoms sien nie, wat jy voel jy is alleen, weet dat daar is mense van God naby. Bid vir bemoediging, bid vir iemand om vir jou te help as jy voel jy kan nie meer nie. Die 5de punt, moenie God probeer help met 'n alternatiewe plan nie. Hier is baie belangrik. Al lyk dit vir jou so onmoontlik, wil ek vir jou aanmoedig, proklameer God se belofte, bly dit glo, spreek dit uit, moenie 'n alternatiewe plan maak nie. Genesis 16:1, maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan tog in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. Baie belangrik dat ten opsigte van die belofte van God oor jou lewe, luister na God en moenie die fout maak om na iemand te gaan soek vir 'n alternatiewe plan nie. Ons almal weet watter moeilikheid daardie veroorsaak het. Jesaja 2 spreek die belofte uit. Genesis 17 vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Genesis 17 vers 5, daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag, na jou en hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag, na jou. Jesaja 62 vers 6, O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Ek wil vir jou vanoggend bemoedig, as jy 'n woord van God het, spreek dit uit. Herinner die Here daaraan. Dit is baie belangrik vir jou. Die Here sê, jy moet in 'n boek skryf al die woorde wat hy met jou gespreek het, sodat jy dit weer kan herroep, sodat jy dit kan sien. Wanneer jy begin twyfel, of mense rondom jou begin jou negatief te beïnvloed, is dit baie belangrik om God se woord uit te spreek. Die aanhoor van sy woord kweek geloof, en die geloof beskaam nie. Die 7de punt, weet dat God sal voorsien. Genesis 21:2, Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem.
Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek, my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord hom, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. En so het hulle dan saamgeloop. Ons ken die verhaal waar Abraham vir Isak moes geoffer het toe hy ouer was. Maar selfs in dit het God die belofte waargemaak deur te voorsien. Genesis 22:14 en Abraham het hierdie plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Die reis wat God wil hê waarop ons moet gaan, is nie om ons te verneder nie. Dit is God se natuur om te voorsien. God se voorsienigheid is ook strategies geleë op die pad van getroue gehoorsaamheid. Indien ons op een plek bly, sal ons moontlik nooit ons volle potensiaal bereik nie. Ons sal nooit omstandighede ervaar waar ons God se ingryping nodig het om te voorsien nie. Dit mag vir jou dalk baie ongemaklik voel, maar weet dat die regverdige deur die geloof sal lewe. Ek wil graag begin opsom. Dit is belangrik om God se beloftes oor jou lewe te glo. Moenie vrees wanneer God se plan 'n rigting inneem wat jy nie verstaan nie. Soek gereeld God se aangesig. Jy moet eerstens met God ontmoet sodat hierdie belofte bevestig en vasgemaak word. Op jou reis sal jy manne en vroue van God ontmoet. Laat toe dat hulle jou bemoedig en help. Moenie God probeer help met 'n alternatiewe plan nie. Hierdie is baie belangrik. Dit is so maklik om 'n agterdeur te probeer ooplaat. Spreek die belofte uit. Geloof kom deur die gehoor. Weet dat God sal voorsien. Leer hom ken deur ervaring, nie deur hoorsê nie. Soek eers God se aangesig en nie raad by enige vlees en bloed nie. Kom ons sluit af. Ek vertrou dat die blik op hierdie reis vir elkeen van julle stof tot nadenke sal wees. Ek weet nie waar jy op jou reis is nie. Miskien het jy nog nie vertrek nie. Miskien is jy al ver heen en het vanoggend se woord jou bemoedig om aan te hou. Miskien kan jy terugkyk na die rigtingwysers by die reis en weet dit is net God wat jou so ver kon lei. Jeremia 31:21 sê die volgende: Rig vir jou mylpale op. Maak vir jou padwysers. Let op die groot pad, die pad wat jy geloop het. Kom terug, o jongvrou van Israel, kom terug na hierdie stede van jou. Die langste reis wat ek al onderneem het, was 'n kort reis in 'n saal waar ek God ontmoet het. Ek wou nie op die stem van die Here gereageer het nie. Dit het my lank geneem. Toe ek wel my hele lewe oorgee, het my lewe absoluut radikaal verander. Dit het my ongeveer 40 jaar geneem om my hele lewe voor die Here oop te lê. Dit is my gebed dat dit jou nie so lank sal neem nie. Indien jy op jou reis iets met God wil uitklaar, dan is vanoggend die geleentheid. Moenie wag nie. Ek bid, soos die Here sê, in Hebreërs 3:7, daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie, in die dag van versoeking in die woestyn nie. Indien daar vandag 'n woord uitgegaan het, wat jou aangeraak het, wil ek vir jou vra, wil ek bid, dat klaar hierdie ding met die Here uit. En jy kan dalk die reis wat jy op was, wat jy baie lank geparkeer is, laat voortgaan, of vandag is dalk die begin van die res van jou lewe. Kom ons bid saam.
Hemelvader, ek sê vir U dankie, Here, vir die woord en dankie vir voorbeelde uit die woord uit, Here, wat lewendig en kragtig is, Here, wat ons bemoedig, wat vir ons nuwe moed gee, Here. Here, en ons moet weet dat die wêreld waarin ons leef is deur mekaar en boos, Here. Maar ons behoort, wanneer ons aan U behoort, ander koninkryk, Here, 'n ewige koninkryk. Ek eer U naam daarvoor. Ek sê vir U dankie, Here, dat U bemoeienis maak met gewone mense. Ek bid U seën en beskerming af oor elkeen, Here, wat ingeskakel is, in die naam van Jesus. So is dit en so sal dit wees. Amen.